Dit is meer as 'n week na die oorspronklike datum waarvoor die parlementsopening geskeduleer is. Intussen het nie net die datum nie, maar ook die president verander. Daar is 'n ongelooflike atmosfeer hier by die parlement waar Ramaphosa se eerste staatsrede nou gaan begin. Selfs 'n ligte reënbui het vroeër hier in die droogte getuisterde Kaapstad uitgesak. Toe ons Ramaphosa vroeër vandag gevra het hoe hy voel, het hy daarna uitgesien om die rede te lewer. I don't know yet. I think a little bit excited, expectant, a little apprehensive, but it's a great day for South Africa. It's a great day for our nation. So we're looking forward to a wonderful evening when everybody will be gathered here. Hier by my is die politieke joernalis Jan Joubert. Jan, dit is die 20ste staatsrede waarop jy verslag doen. Merk jy 'n ander atmosfeer op as vorige jare? Ek dink so, dit lyk of almal 'n bietjie ontspan. Dis nie heeltemal so erg as in die verlede met die sekuriteitsmaatreëls ensovoort nie. En ek dink almal hoop op 'n boodskap van hoop van die nuwe president af. Net op daai noot, op watse vrae dink jy wil Suid-Afrikaners antwoorde hê in vanaand se staatsrede? Ek dink die ding wat mense die meeste pla is die land se finansiële verknorsing. Woensdag het ons 'n begroting, maar meneer Ramaphosa, anders as sy voorganger, is baie geletterd wat die ekonomie betref. So ek reken dat hy vir ons een of ander aanduiding gaan gee. Tweedens dink ek anti-korrupsie stappe. Derdens die potensiaal vir 'n kabinetskommeling, en dan verwag ek ook dat ons baie gaan sien dat hy gaan terugkeer na die grondwetlike waardes van eenheid en nie rassigheid en daai tipe ding. Jan, net voor jy ingaan, daar's baie afwagting om te sien wie president Ramaphosa by sy kabinet gaan insluit. Wie se poste dink jy is in gedrang en wat se nuwe gesigte dink jy kan ons verwag? Wel, jy weet, die Vrystaatse mense blyk die howe vol te sit, so ek dink meneer Mosebenzi Zwane, die minister van minerale hulpbronne, se pos moet in gedrang wees. Ek dink die minister van Finansies, meneer Malusi Gigaba, wat nou gister gevang is dat hy Candy Crush gespeel het terwyl hy in die parlement moes oplet. Ek dink, hoewel sy nie totaal haar poste sal verloor nie, dink ek Batabile Dlamini, die minister van maatskaplike ontwikkeling. Daar's eintlik so baie van hulle wat in die gedrang kan wees. Nomvula Mokonyane, die minister van waterwese. So ek dink wat die nuwe gesigte aanbetref, meen ek dat ons moet uitkyk vir Dr. Zweli Mkhize, die tesourier-generaal van die ANC, wat miskien kan inskuif in finansies. Ek dink dat iemand soos Zizi Godwa, die voormalige woordvoerder van die ANC, kan dopgehou word. En dan uiteindelik moet ons onthou dat dit 'n presidensiële prerogatief is. Met ander woorde, die president hoef niemand te vra wie hy daarin sit nie en hy hoef van niemand verantwoording te doen. Kom ons kyk maar wat hy maak, dis sy besluit. Baie dankie Jan, ons sien jou binne Mia Spies, Eunice Parlement.